Net die feit dat ons vanmôre hier kan stap in sy teenwoordigheid, bewys sy guns en sy goedheid in ons mond. Kom ons sing I am blessed. I am blessed. And I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. For every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. For every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Praise die Here. Jy weet, geloof is 'n vaste vertrou op dit wat ons sien. Ons moet vanmôre vashou aan die beloftes wat die Here vir ons gemaak het. Geloof wankel nie. Ons moet vanmôre kan nog net op koning Jesus vertrou. Geloof wankel nie, vertrou nie. Geloof wankel nie, vertrou nie. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk on this narrow way. And he abides, he abides, hallelujah, he abides with me.
Want jy weet Judas verraai Jesus vir net 30 klein stukkie silwer. Silwer en goud kan nie vermoere jou en my se verlossing koop nie. Dit was alleenlik die bloed van Jesus wat hy vir ons gestort het aan die kruis, wat vir ons vry kan koop vermoere. Hy sê ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld is betaal, maar nie met goud. Ons prys sy naam vermoere. Ons sal dit hartlik saam. Ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die lewend makende Gees. Vra hom vanmôre om jou binneste weer nuut te kan maak vanmôre. Kom ons sing dit saam en bring dan beskikking. Lewend makende Gees. Want kom ons Skepper Gees, o lewend makende Gees, en kom na die do
vanmorgen saam met ons. Kom o Skepper Gees, lewendbare Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, leid my in die waarheid, leer my van die wees die nou my toevlug, kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendbare Gees, maak ons lewend vanmorgen, Here, kom in al die vorm, meer en meer van Jesus, kom in al die kracht, van ons met die kracht, leid my in die waarheid, leer my van die seer, meer en meer van koning Jesus, wees die nou my toe, ek kan verhoor wat aan die Here hart loop, kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendbare Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, leid my in die waarheid, leer my van die wees die nou my toevlug, kom o Skepper Gees, ek help asseblief, want kom o Skepper Gees, lewendbare Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, leer my in die waarheid, en leer my van die seer, wees die nou my toevlug, kom o Skepper Gees, Here, lei ons in die waarheid, en leer ons van die Seun Jesus Christus. Wees die nou hierdie gemeente se toevlug, Here. Kom o Skepper Gees. Baie dankie, die Here seën vir u baie. Ek wil dan graag vanmôre met u die woord van die Here deel. Kan jy my almal hoor daar agter? Soos wat die Here dan op my hart gelê het, gaan ek vir u enkele paar verse saam lees vanaf 2 Samuel 15. Jy kan maar net luister. 2 Samuel 15 vanaf vers 7. Na verloop van 4 jaar het Absalom vir die koning gesê, die koning is sy pa, koning Dawid, ek wil graag gaan en my gelofte wat ek vir die Here afgelê het in Hebron nakom. Want terwyl ek in Geser in Aram gewoon het, het die dienaar 'n gelofte afgelê met die woorde, as die Here my inderdaad na Jerusalem laat terugkeer, sal ek die Here gaan dien. Daar was mos 'n skeiding tussen Absalom en sy pa Dawid. Hulle het lank nie mekaar gesien nie, as gevolg van dit wat Absalom gedoen het. Maar hulle het weer verbind, en nou vertel hy vir sy pa, hy wil net weggaan om sy gelofte aan die Here te betaal. As die Here my inderdaad na Jerusalem laat terugkeer, sal ek die Here gaan dien. Die koning Dawid het dan vir hom gesê, gaan in vrede my seun. Hy het toe gereed gemaak en na Hebron gegaan. Maar Absalom het ander planne gehad.
Hy het geheime boodskappers in al die stamme van Israel rondgestuur met die opdrag, sodra julle die geluid van die ramshoring hoor, moet julle sê, Absalom het koning geword in Hebron. Saam met Absalom het 200 man uit Jerusalem uit vertrek, genooides wat in onskuld saamgegaan het, en van hierdie hele saak niks geweet het nie. Verder het Absalom, terwyl hy die offers bring, vir Achitofel, die man uit Gilo, 'n raadgewer van Dawid, uit sy tuisdorp ontbied. Die sameswering het dan sterker geword, en die mense by Absalom het al hoe meer en meer geword. Daar het 'n nuusdraer by Dawid aangekom en gesê, die harte van die manne van Israel is by Absalom. Ek dink dit is 'n verskriklike ervaring vir 'n koning om hierdie woorde te hoor. As jy koning is van 'n land, koning van 'n gebied, en jy stap 'n man in 'n nuusdraer, nie iemand wat skinder nie, iemand wat vir jou nuus bring en sê, weet jy, ek dink nie meer die harte van die mense is by jou. Die harte van die mense is verkleed van iemand anders. Daar het 'n nuusdraer by Dawid aangekom en gesê, die harte van die manne van Israel is by Absalom. Dawid sê toe vir al sy amptenare wat by hom in Jerusalem is, maak gereed en laat ons vlug, want 'n kans om voor Absalom weg te kom, sal daar nie vir ons wees nie. Haas julle om te vertrek, anders kom hy skielik op ons af en bring onheil oor ons en verslaan die stad met die skerpte van die swaard. Die koning se amptenare het vir die koning gesê, hier is ons, die dienaars, om te voldoen aan alles wat my heer die koning begeer. Die koning het uit die stad getrek en sy hele huishouding het in sy spore gevolg. Maar die koning het 10 byvroue agtergelaat om die paleis op te pas. Toe die koning en al die mense wat in sy spore volg daar uittrek, het hulle by die laaste huis gaan staan, terwyl al sy onderdane by hom verbygaan, al die kreti en die pleti. Nou voor ek verder lees, ek wil net graag hê dat julle met daar goed kyk. 'n Mens kan nie die Bybel verstaan as jy nie weet waar jy is op die topografiese ligging van 'n stad of van 'n plek nie. Daar is die Tempelmount of die Tempelberg wat hulle van praat hierdie. Daar is 'n muur om hom gebou, die hele Tempelberg. Wat jy nou nie kan sien nie, is Dome of the Rock sonder hierso wees. Hierdie muur is nog baie lank. Dome of the Rock, die Moslem tempel, is mos gebou op die lokasie waar die ou tempel van Salomo was. Julle sien die oospoort is toe. Die oospoort van Jerusalem is toe. Hy was nog altyd toe. Julle sien die grafte wat voor hom daar is. Dit is vir 'n rede daar. Die moslems sê dat die Messias sal nie daar gaan waar dooie mense is nie. En want die Bybel sê ons dat die Here Jesus sal die oospoort laat oopgaan en hy sal die Olyfberg in 2 deel in die woord van die Here. Die dooie grafte gaan nie die Here stop nie, want die Here sal al die dooies laat opstaan, sê 1 Tessalonisense 4. Sê amen. Dan as jy aan die suidekant kyk, die stad van Dawid, die ou stad van Dawid het so gelyk. En hy was aan die suidekant van die Tempelberg. Nou die ou stad van Dawid, as jy nou na hierdie prentjie kyk, daar sien jy die suidelike muur van die Tempelmount. So die stad van Dawid het onder daar, hy het by daar gelê, daar so. Dit was die stad van Dawid, dis wat Dawid gebly het. En dis ook waar die eerste tempel was. En later van die jare het hulle na die Tempelberg gebou en Salomo het sy tempel daar gebou. En ek het al vir u vertel dat daar was tye gewees toe Jerusalem aangeval was. Dan het hulle hierdie hele stad het Hiskia toegegooi met grond. Hiskia was 'n kleinseun van Dawid. En hy het hierdie hele plek die mirasies en goed was nou baie van dit afgebreek, maar hy het hierdie hele plek met grond verberg. Toe die moslems daar kom later van jare, het hulle nie die stad van Dawid gekry nie. Hulle het gedink is alles afgebreek. Meantime was dit net onder die grond. Toe ons in Israel was in 98, was hier 'n paar kade
ons het die boop geparkeer in mekaar. Vandag is die parkade weg en is baie van die migrasies oopgegaan. Dis ook waar hulle nou die dag daai goue klokkie gekry het, wat in die soem van 'n priester, wat Moses van skryf, en jy het genoem, daai goue granaatjies, hy sê granaatjies, né? Het hulle in die stad van Dawid gekry. Dis amazing, jy moet dit sien. Maar Dawid het hierso gebly. Goed, nou die oomblik toe Dawid nou vlug, het hy van hier af, waar die stad van Dawid was, gevlug, in die Kidron Vallei in. Hierdie is die Kidron Vallei. Dis hier waar die tuin van Getsemane is. Dis hier waar Salomo gesalf is as koning. Dit is hier waar Abraham vir Melchisedek offers gebring het. Hier het baie dinge gebeur. Salomo het hierdie tuin geplant. Hy lyk nou so bietjie tuin vandag. In die dae van Salomo was dit 'n baie beboste, baie ryk. Dit was 'n paradys geweest. Dit was die vallei van die konings geweest, die hele gedeelte. Die graf van Absalom is ook hier. En net om vir die daai perspektief te gee, waaroor lees ons dan nou vandag? Dit sê die woord van die Here, so terwyl koning Dawid se onderdane by hom verbygaan. So Dawid het iewers hierso gestaan en hy het gesien hoe al die mense by hom verbygaan. Daar's 'n foto van 1920. Wat jy nou kan sien hoe Jerusalem gelyk het. Nou, vandag lyk hy so, maar in 1920 het hy so gelyk. En daar's die graf van Absalom, waarvan ons nou lees. Dan kyk die mense hoe dat daar by mekaar gekom. Het iets soorts gelyk soos dit gelyk. Die dag toe koning Dawid uit die stad uit moet vlug, want sy seun Absalom wil doodmaak. Toe al die onderdane van koning Dawid dan by hom verbygaan, al die Kreti, al die Pleti, ook al die manne van Gat, die 600 man wat hom uit Gat gevolg het, almal verby die koning verbygegaan. Die koning sê toe vir Itai, die man uit Gat, waarom gaan jy ook saam met my? Draai om en bly by die nuwe koning, want jy is dan 'n buitelander en woon op 'n balling uit jou eie woonplek. Jy het nou net hier aangekom, jy het pas hier aangekom, en sal ek jou vandag laat rondswerf, omdat jy net saam met my wil gaan? Ek moet gaan waar ek kan, sê koning Dawid, maar draai jy om en laat jou mense omdraai. Mag guns en trou met jou wees, maar Itai het die koning geantwoord en gesê, so waar as die Here leef en my Heer die koning leef, op die plek waar my Heer die koning is, of dit nou vir brood is, of vir dood of vir lewe, daar sal die dienaar ook beslis wees. Toe sê Dawid vir Itai, gaan voor, trek verby. Die hele landstreek het heeltyd hardop gehuil, terwyl al die mense verbygaan. Al die mense was hartseer dat koning Dawid nie meer koning sou wees nie. Al die mense het gehuil in die land. Toe die koning deur die Kidrondal gaan, dis nou daaronder, wat jy kan sien, was al die mense ook besig om daar deur te trek op pad na die woestyn. Kyk, daar was ook Sadok en al die leviete saam met hom, wat die verbondsark van God dra. Hulle het die ark van God neergesit en Abiatar was besig om offers te bring. Dis iets wat ek raak gelees het, wat ek nooit geweet het nie. 'n Mens lees met partymal die Bybel, dan lees jy daarby verby. Die dag toe koning Dawid vlug vir Absalom. Mense, as jy vlug, is jy haastig. Jy het nie tyd om koekies te bak, of nie as jy beskuit uit die oond uit haal nie. As jy vlug, vlug jy vir jou lewe. Daar het 'n boodskapper by Dawid gekom en gesê, hoor hierso, jou lewe is in gevaar. Jy weet jou seun Absalom is jou nie goed gesin nie. Hy gaan jou doodmaak. En Dawid het gevlug. Maar die ark van die Here, die priesters het besluit, ons gaan saam. Nou die van julle wat weet dat jy vervoer nie net die ark sommer nie, jy gryp nie net na die ark van die Here en gaan nie. Dan slaan jy dood neer. Dit is 'n hele proses dat net die leviete mag die ark dra. Hulle moet skoon wees, hulle moet rein van hart wees, hulle moet hulle saak vir die Here reg hê. Dan tel hulle daai ark op, dan loop hulle 6 tree, dan stop hulle, dan offer hulle eers aan die Here. Nou koning Dawid was bietjie haastig, jy kan dit verstaan, hy wil wegkom, maar hy kan nie, want die ark is afgedra in die vallei, en daaronder in die vallei staan Sadok, die priester, hy het later vir Salomo gesalf as koning, Abiatar staan daar,
Hulle kan nie gaan nie, it's a traffic klok, sien julle dit? Hier staan die ark van die Here. Jy kyk nie eers skeef vir die ark van die Here nie, dan sterf jy in daai dae. So jy gaan nie vir hulle aanjaag nie. Jy kan nie vir hulle sê, maak julle gou nie. Dawid het baie groot respek vir die ark gehad. Maar die priesters het besluit, ons gaan saam. Dit sê vir jou, dat die gees van die Here was aan Dawid se kant. Want Sadok die priester, wat die Lewiete gelei het vir die Lewiete gesê, gaan haal die ark. En toe Dawid nou vlug, toe is hulle alreeds daar. Dit sê vir my dat die gees van die Here was voorberei. En so moet ek en jy ook wees. Weet jy dat jy kan nie jou huishouding hardloop sonder die gees van God nie. Jy kan dit nie doen. Die Jode wat in Israel is, met al hulle wette, met al die wette van Moses, kom nie suksesvol hulle saligheid volmaak nie. Jy kon dit nie vervolmaak nie. Ons het Jesus Christus nodig gehad, stem nie saam. Ons het die kruis nodig. En dit is die twee dinge wat verander het. Jesus het gekom om te sterf vir jou sondes. En toe sê hy vir jou, ek stuur vir julle die Heilige Gees. Want hy is jou trooster, hy gaan julle leer, hy gaan julle lei in alle waarheid. Die Heilige Gees is die Gees van God wat in hom is. Wat ook nou in ons kan woon. En hy kan vir ons leer en lei. So dit sê vir my, Dawid was besig om te vlug, maar hy het dit nie alleen gedoen nie. Die Heilige Gees was tussen die ark se vlerke, was die teenwoordigheid van die Here gewees. Die Shekinah heerlikheid van God is ons tussen die ark se vlerke. Die ark het voorgestel in daai jare die teenwoordigheid van die Here. En daai ark was daar onder in die dal klaar besig om saam te gaan. Kyk, Sadok was daar en al die Lewiete saam met hom wat die verbondsark van God dra. Hulle het die ark van God neergesit, dis wat hulle moet. En Abjatar was ook 'n priester, hy het offers begin bring, totdat al die mense die trek uit die stad voltooi het. Die koning sê toe vir Sadok, neem die ark van God terug na die stad toe, want as ek guns vind in die oë van die Here, sal die Here my laat terugkeer en my weer die ark en waar die ark staan, sy staanplek laat sien. Maar as die Here sou sê, ek is nie tevrede met jou nie, wel, dan is ek gereed. Hy kan my, die Here kan met my doen wat goed is in sy oë. Die koning het verder vir Sadok en die priester gesê, sal jy vir my op die uitkyk wees? Bly vir my op die uitkyk, gaan nou terug na die stad. Jy en Ahimaas en Jonathan, die seun van Abjatar, julle twee se seuns moet by julle bly. Wees julle dan vir my op die uitkyk. Ek sal by die deurgangplekke na die woestyn vertoef, totdat daar van julle af berig kom om my in te lig. So, Dawid sê toe mense, moenie saam met my vlug nie. Bly julle in die stad, maar wees my oë en my ore. En as julle berig hoor wat Absalom gaan doen, kom en stuur julle seuns en laat nou een van die seuns van Jonathan en Ahimaas, jy weet mos Ahimaas was 'n hardloper, hy was 'n boodskapper. Hy is die een wat baie vinnig kon hardloop. En hulle sê, vertel, wees nou 'n bietjie klikkieberg. En as jy iets hoor van wat in die stad gebeur, laat my weet, ek wag by die woestyn daar, en ek wag totdat ek woord van julle hoor. Terwyl Dawid dan teen die hang van die Olyfberg opgaan, daar kan jy dit ook sien, dat die valleie, hierdie is die Tempelberg, maar die Olyfberg is hierdie kant. Terwyl Dawid teen die Olyfberg uitstap, het hy geloop en hy het gehuil. En hy het sy kop bedek. Nou hier is die koning van Israel. Hy loop en hy ween en hy bedek sy kop. En hy het kaalvoet geloop, sonder skoene. Dit was my iets moois. Om te dink, hierdie koning is so nederig. Hy loop sonder skoene, hy bedek sy hoof en hy loop en ween. Hoekom dink jy dat hy dit gedoen? Dawid het sy sonde geken. Hy het geweet, hoekom kom hierdie dinge oor? Hoekom het dit oor hom gekom? Want hy het oorspel gepleeg met Batsheba.
Jy ken die hele verhaal. En die Here het vir hom daai dag gesê, toe hy uitgevind word, toe Nathan die profeet by hom inkom en vir hom sê, wat het jy gedoen? Toe sê die Here vir hom, ek gaan jou straf. Dis hoekom toe hierdie gebeurtenis gebeur en Absalom dreig nou om die koninkryk te vat, toe veg Dawid nie teen hom daar nie, want hy was nie seker, kom hierdie saak van God, of kom hierdie saak van mense nie. En dit kan ek ook vir u sê, jy moet nie al die gevegte in jou lewe veg, as jy nie weet waar dit vandaan kom nie. Partymal kom 'n saak van die Here af. Ons neem so maklik besluite. Jy koop eiendom, jy trek waar jy wil, jy maak skuld waar jy wil, jy doen net wat jy wil. En as aan iets verkeerd gaan, dan is dit nou die Here se skuld. Dit was nooit die Here se skuld nie. Miskien moet ons 'n bietjie eers vir die Here vra vir jy iets doen. Stem jy saam? En Dawid het dit geleer, en net soos wat hy het geleer, so ek het geleer, en net soos wat hy dit leer, gaan u dit ook leer. Dat mens moet altyd die Here vra. Dawid was 'n man wat altyd God se rigting gevra het. Hy het altyd die Here geraadpleeg. En jy kry dit baie in die woord van die Here, wat hy sê, ek het God geraadpleeg. Raadpleeg die Here vir my. Hoor wat sê die Here, en dit het vir Dawid baie maal verhoed, dat hy foute gemaak het, is deurdat hy vir God geraadpleeg, omdat hy vir Saul, hy was haastig, te haastig om die Here te raadpleeg, en hy het sommer self die offers en goed begin doen, wat die Lewiete moes doen, en jy ken nie verhaal, dat die Here hom weggevat het voor sy aangesig. Dawid is nou hier, hy loop kaalvoet, hy bedek sy hoof, en terwyl hy deur die vallei geloop het, van daar toe af, en hierdie kant loop hy teen die Olyfberg. Julle lees baie van die Olyfberg, as jy Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees, dan lees julle dat Jesus was by Betanië, naby die Olyfberg. En hy het vroeg die môre opgestaan, en hy het die vyeboom gesien. Hy het so baie daar vertoef. En ek weet, Jesus weet alles, jy weet dit. So as Jesus daar deurgestap het, deur die Kidron vallei, het hy geweet, daar waar hy nou stap, daar Dawid gestap, daar die mense op 'n stadium gestaan. Jesus het alles geweet, en dis hoekom hy so baie tyd ook daar spandeer het. En die tuin van Getsemane was ook daar. Dawid loop kaalvoet, sy hoof bedek, en hy loop en ween. Al die mense wat by hom was, elkeen van hulle, het ook hulle koppe bedek, en hulle het gehuil, terwyl hulle teen die berg opgaan. Dawid is toe meegedeel dat Agitofel, is onder die samesweders by Absalom. Hy kon net daar so stop. Daar was 'n baie kragtige man, 'n baie wyse man. Sy naam was Agitofel. Nou Agitofel was 'n raadgewer van Dawid. Die Bybel sê hier in Samuel, dat die raad wat Agitofel gee, was net so goed, as ek jy na die profeet toe gaan, want dit was een en dieselfde. So goed was Agitofel gewees, baie wys man, en natuurlik het hy ook die gees van die Here by tye gehad, dat hy was 'n raadgewer van Dawid. En toe hulle vir Dawid sê, Dawid, terwyl hy nou vlug hierso, toe sê hulle vir hom, by the way, terwyl hy nou uittrek, terwyl hy loop en ween, onthou net, Agitofel het ook teen jou gedraai, hy is nou saam met jou seun. En toe Dawid dit hoor, toe bid hy dadelik. En ek het hierdie woorde al baie in my eie lewe, het ek het gebid, en ek wil dit vandag vir julle leer. Die rede hoekom ek vir julle hierdie boodskap gee, is nie net nog 'n boodskap op papier nie. Want die rede hoekom jy vandag hierso is om jou geestelike oorlog te wen. Weet jy dat jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar jou stryd is teen die magte in die lig. Wel, waarvan praat jy? Ek praat van daar is Jesus Christus en 2/3 van die engele. En die Bybel sê daar is Satan in 1/3 van die engele. En die woord van die Here sê, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En Dawid se stryd was ook nie teen vlees en bloed nie. Maar die oomblik toe Dawid nou vlug en hulle sê van Agitofel het sy rug teen jou gedraai, dus Dawid dadelik baie bekommerd, want hy ken daai man. En hy bid hierdie volgende woorde. En hy sê, Here, laat Agitofel se raad wat hy vir Absalom gaan gee, tog dwaasheid wees. Verydel die raad van Agitofel. Dit het Dawid
dadelik gebid. Hy sê, Here, ek weet, die raad wat daai man teen my gaan gee, gaan werk. En Agitofel het toe raad gegee. Die oomblik toe Absalom in Jerusalem inkom, en Agitofel kom in, toe sê hy, ons moet geen tyd mors nie. Ons moet vannag nog vir Dawid agterna jag. En as hulle dit gedoen het, sou Dawid gesterf het, 10-1, tensy die Here ingetree het. Hy het nie die ark by hom. As die ark nog daar was by Dawid, en die manskappe het teen hom aangestorm, daar sal nie eers een klip op die ark val nie. God het nog al die tyd sy ark verdedig, vra maar vir die Filistyne. As hulle die ark in Filistea ingedra het, daar gaan die volgende môre op sy gesig geval. Hulle het Hermetoids, ambye gekry. Hulle het baie dinge met die Filistyne gebeur, net omdat hulle die ark gesteel het. En dan het Dawid die ark teruggestuur na Jerusalem toe hy's alleen. En net die Agitofel gee raad teen Dawid en hy sê, kom ons volg hom vandag. Ons jaag vir Dawid na en ons maak vir Dawid dood. Dawid was baie bekommerd oor hierdie raad. En terwyl Dawid nou so oor die bultjie, die Bybel beskryf dit so mooi. Hy sê hy die kruin van die Olyfberg bereik. Hy's nou deur die drif en hy het hier begin opstap. Partymal moet jy mos maar 'n bietjie opstap na die Here. Partymal moet jy 'n bietjie moeite doen. En weet jy, dit was die plek, die Olyfberg was 'n plek waar jy God gaan aanbid het. Het jy al die Bybel gelees, dan sê die woord van die Here, en in die dae van hierdie koning is Israel herstel, maar die hoogtes is nie afgeskaf nie. Het jy dit al gelees? Of in die dae van hierdie koning is die tempel herstel, maar die hoogtes is nie afgeskaf nie. Weet jy wat beteken die hoogtes? Die hoogtes is die mense wat op die berge gaan bid. Dis wat dit is. Hulle het op die berge geoffer. En die mense, jy het ons maar so iets by jou. Wie van julle het al 'n berg geklim? Kom maar. Was dit lekker? Was dit nie lekker as jy 'n berg klim en die wind waai so, en jy kyk so oor die Drakensberg uit en jy sien die grootheid van God nie, né? Daar's iets. Want die Here het dit gemaak, jy aanskou die grootheid van God. En die berg Sion, of die berg Sinai, het Moses nie op die berg geklim om die Here te ontmoet. Daar's iets oor 'n berg. Jy klim op in die berg, en Dawid het toe in die berg opklim, terwyl hy loop en ween, terwyl hy kaalvoet loop, terwyl hy huil, kom hier 'n man van vooraf, een van sy vriende, kom ons lees dit, 'n mens voor God in aanbidding buig. Kyk, daar kom Husai, die Arkiet, 'n man uit Edom tegemoet. Hy was 'n vriend van Dawid, met sy kleed geskeur en grond op sy hoof. Dawid sê vir hom, Husai, as jy saam met my vlug, sal jy my tot geen voordeel wees nie, want hy was ook 'n raadgewer van Dawid. Hy sê, maar as jy na die stad terugkeer, en vir Absalom my seun sê, dat jy sy dienaar is, soos wat jy voorheen vir my was, dan kan jy vir my die raad van Agitofel ondergrawe, hoor net die mooi Afrikaanse woord. Jy kan die raad van Agitofel ondergrawe. Die Here het dit so beskik, dat een van die raadgewers van Dawid toe nou oor die kruin stap, en terwyl sy eie klere geskeur is, hy het gehoor dat Dawid moet in Jerusalem verlaat. Sê Dawid vir hom, weet jy kan saam met my vlug, en dan gaan jy my nie tot voordeel wees nie. Gaan terug na Jerusalem toe, en gaan ondergrawe die raad van Agitofel vir my. Gaan gee 'n bietjie ander raad. Gaan verydel, die ander vertaling sê, gaan verydel die raad van Agitofel vir my. Ek weet Agitofel gaan teen my raad gee. Kan ek dit vir jou vandag sê? Solank as wat jy, wie van julle het Jesus lief? Kan jy net gou jou koning se naam sê, en al die sê. Solank as wat jy Jesus bely, het jy vyandskap geklaar, jy saak, sê wat? Ja, amen. Kan ek dit vir jou so stel? Solank as jy as 'n pa wat hier sit, Jesus Christus, die kruis van Golgotha, die bloed van Jesus oor jou huis het.
staan jy in direkte konfrontasie met Satan. Maar, gelukkig vir jou, is die krag wat in Christus Jesus is, die lig van die wêreld, sterker as die krag van Satan. Maar die raad van Satan, elke dag in jou kop, is soos die raad van Agitofel. Raak julle baie stil. Sukkel jy nie elke dag? Die stryd, tot Paulus het gesê, elke dag. Die stryd wat jy stry, as ek die goeie wil doen, dan sê, dan staan die slegte my voor. Jou stryd, die raad, wat die duiwel in jou oorfluister, is die raad van Agitofel. Maar die Here kom vandag na jou, en hy sê, weet jy, ek gaan vir jou 'n ander vriend stuur. Isaai die Arkiet was 'n vriend van Dawid. Hy gaan die ander raad teen Agitofel gee. En net toe Agitofel nou by Absalom is en hy sê, hoorie, ons moet vannag, julle moet gou maak, ons moet vannag vir Dawid agterna jag. Hy's moeg, ons het hom onkant gevang, hy het nie tyd gehad om alles in orde te kry nie. Ons moet hom vannag agterna jag. En die manne sê, dis reg, kom ons doen dit. Toe stap Isaai die Arkiet in. En Absalom vra vir hom, o, verraai jy my pa? Wat maak jy? Is jy nie my pa se vriend nie? Kan jy dink hoeveel druk was op Isaai? En hy kom en sy klere is geskeur. Hoekom is jou klere geskeur? Kan jy dink wat het die koning van hom gevra? En Isaai met al sy wysheid, maar wie dink julle het hom gehelp? Steek net jou hand so in. Weet jy wie gaan vir jou help om by die poorte van die hemel uit te kom? Die Gees van God. Sê die woord van die Here nie, dat as daar 'n uur van verdrukking oor jou lewe kom, sal jy nie hoef te wonder wat jy sê nie, want die Heilige Gees sal ons jou in daardie uur sê wat om te sê. En Isaai is daar. En Abiatar en Sadok, almal het natuurlik klaar begin bid. En Isaai stap in. Hy sê, wag. Kom ons hoor wat sê hierdie man ook. Absalom sê vir hom, wat maak jy hier? Hy sê, wel, ek het die koning van Israel gedien. Dit was jou pa. Hy sê, maar jy is nou die koning van Israel. Ek dien jou mos nou. En die Here help hom met sy charme en sy taal en sy wysheid. Oorreed hy vir Absalom, hy's in sy kant. En hy sê, maar hoorie, wat is jou raad? Hy sê, nee, ons kan vir Dawid aanval, maar nie vanaand nie. Hy het vir Dawid tyd gegee om weer die woestyndriwe te kom en net bietjie weg te kom. Hy sê, weet julle wat, ons jaag hom nie net vanaand na nie. Kom ons kry al die krygsmanne in Israel by mekaar. En as hulle by mekaar gekry, dan val ons jou pa aan. Hy sê, onthou jou pa het vir Goliat verslaan. Jou pa en sy manne is soos beere. Weet julle wie was by Dawid? Joab. En die seuns van Seruia, Abisai. As jy die Bybel lees jy daai ouens alleen. As jy Kronieke en 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings gaan lees, het baie maal Filistyne verstaan. Van die Filistyne het 6 vingers en elke hand 6 tone. Hulle was reëse geweest. Dit was manne wat kon veg. En Isaai sê vir hulle, nee, wag. Julle kan nie vanaand vir Dawid aanval nie. Kom ons gee hom tyd. Kom ons kry al die krygsmanne in Israel, dan val ons op hulle toe soos die sand van die see. En ons verdelg hulle heeltemal. En Absalom sê, goed, jou raad is beter. Weet julle wat maak Agitofel? Weet jy wat maak die duiwel as jy nie sy raad volg nie? Vra vir Judas Iskariot, as hy sê, Agitofel gaan huis toe en hang homself op. Wie is dood? Agitofel. Maar wie se gees lewe nog? Dink julle die gees wat in Agitofel was, het gesterf? Dink julle die gees wat vir Jesus Christus verraai het, was dit Judas of die gees in hom? Onthou julle by die laaste avondmaal, toe sê Jesus, dit wat jy doen haastig, sê hy vir Judas. En wat sê die Bybel? En dadelik het die Satan in hom elke dag by die werk. Jy is nou weer 'n gebore kind van God. Party ouens is lekker, jy werk by 'n lekker werk, maar net Christene werk.
Ek is nie so gelukkig. Ek werk al met Collie, daar by Worsley. As ek deur daai hekke stap, is dit nie altyd maklik nie. As jy in die kantoor instap, ons baie min mense wat eerstens die Here ken, tweedens die Here liefhet. Daar is wel sulke mense. Maar oor die algemeen kan jy altyd net die raad van Agitoffel. Jy hoor dit, jy sien dit, jy voel dit. En dit is moeilik om dan die regte besluit te maak. So 2 nagte terug, toe praat die Here met my. Mommy, speel vir ons asseblief. Terwyl ek besig is om te bid, ons het maandag al hier aangekom, maar ons het so jetlag gehad. Hier deur die nag, dan sien ek die kinders loop rond en smeer peanutbutter broodjies en maak koffie en dit was hele in mekaar spul. Dis nou nog, ons kan nie so lekker, ons tydsberekening is bietjie uit. Maar een goeie saak van dit was, ek gaan bid. En terwyl ek bid, sê die Here vir my, het 'n tyd geword dat elke huishouding besluit wat se gees gee raad in jou huis. En dis ook in die boodskap gekry het, is dat, weet jy, daar is altyd die raad van Agitoffel. Ek wil hê jy moet daai raad vandag stil maak in jou huis. En jy moet luister wat die Gees van die Here vir jou sê. Ja, amen. Ons lewe so naby aan die eindtyd en al die konfliksituasies gaan op daai plek. Voordat die Here terugkom en hy daai oospoort oop skiet met sy krag en sy mag. En daai hele vallei, hele aardbewing en treedeel. En die grafte sal oopgaan. En as jy in die lewe oorbly, dan gaan jy Jesus sien. En die kans dat jy Jesus gaan sien is 100%. Maar is jy reg om die Here te ontmoet? In 'n wêreld wat jy heeldag net die raad van Agitoffel hoor. In 'n wêreld waar daar so baie sprake in jou lewe is, jy kan nie jou foon vat sonder dat daar inspraak van mense in jou lewe is. Jou privaatheid is gone, hoor. Jy kan nie jou foon vat sodat jy iets lees wat jy nie eens wil lees. Al die negativiteit is daarin. Die Gees, weet julle hoekom, wat sê die Bybel in Openbaring? Een van die skale is uitgegooi. En ek het 'n stem hoor sê, die vrede van hierdie wêreld word weggeneem. En dit is God wat dit sê. Die vrede van hierdie wêreld sal nie terugkom nie. Ons is in die pylvlak. Maar ek en jy as kind van God, is mos nie bekommerd daaroor. Ek weet nie van julle nie, maar ek is 'n burger by die Beterland. Die Bybel sê ons dat julle is in hierdie wêreld, maar julle is nie van hierdie wêreld. Dis 'n saak. Waar net jou hand so as jy verlang na 'n beter plek in die hemel by die Here. Waar Jesus het gesê, weet jy, ek gaan hom vir jou 'n plek te bring. Vir jou, jou vrou en jou kinders. Elkeen wat sy hart aan Jesus gegee het. Ek gaan hom vir julle plek te bereik. En dan sê Jesus dit so mooi, sodat waar ek is, julle ook kan wees. Maar weet jy wat, jy kan dit nie sonder die Gees van God doen nie. Want Jesus het gesê, voorwaar, Johannes 3, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word uit water en Gees nie. Romeine 8:14 sê, hy wat deur die Gees van God gelei word, hy is 'n ware kind van God. Weet jy, Dawid het gesê, Jesaja, gaan net terug en verydel jy net met jou wysheid, met die Gees van God vir my die raad van Agitoffel. En Jesaja het dit gedoen. Jy weet, in die hele verhaal lui so, dat toe Dawid nou loop, hy loop langs die rivier, toe hy nou vlug. Toe kom daar 'n afstammeling van Saul, Simei, en hy tel klippe op. En so ver so dat hy loop, gooi hy vir koning Dawid, en hy vloek op. En Joab en Abisai, sy leerhoorste sê, kan ons nie net oorstap en hierdie ou graf toe help? En hulle sou, hoor. Dawid sê vir hulle, los hom, want ek weet nie vandag
of die Here my pak gee oor my sondes wat ek gedoen het nie. Is dit nie mooi van 'n koning nie? Hy sê los hom. En die geveg begin toe en al die stamme van Israel vergader teen Dawid. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dit daar in Jerusalem, daar by die ark van die Here, daar bid Sadok, daar bid Abiatar. En die Bybel sê, gaan lees die verhaal, dat die bos, die bome, die takke en die veld, het meer manne van Israel daai dag doodgemaak as die swaard. En toe Absalom nog op sy donkie of perd ry onder 'n boom, gaan lees dit, toe raak sy hare aan die boom verstin. As jy die ander vertalings lees, dan lees jy dat die takke van die boom het na hom gegryp. God laat nie met hom speel nie. Dawid was nog steeds God se keuse. Ek wil vir jou sê, maak nie saak hoeveel druk jy by die werk kry. Maak nie saak hoeveel druk jy van familie of vriende kry nie. As God met jou is, kan niemand teen jou wees. As jy God se keuse is, en jy is, as jy die Here dien en hom liefhet, my broer en suster, dan het jy die beste by jou. Dawid het koning gebly. En die Here het toegelaat aan al daai ontelbare soldate van Israel wat teen hulle eie koning Dawid gedraai het, daardie dag verslaan is deur 'n handjievol mense van Dawid en die Here. Want die bos het meer manne doodgemaak daai dag as die swaard self. En Absalom hang daar tussen hemel en aarde. En Joab hoor dit, die leerowerste van Dawid. En hy's agter hom aan. En hy neem 3 spiese. En hy steek dit in hom in. En hulle het hom in 'n kloof, het hulle 'n groot klomp klippe bo op Absalom gegooi. Vandag as jy nou hulle sê daai is die graf van Absalom, maar dit is nie waar dit gebeur het nie. Die Bybel sê dat hulle Absalom se liggaam in 'n kloof gegooi en hulle het 'n baie groot ontelbare klippe op hom gegooi. En die koningskap het by Dawid gebly. Solank hy die invluistering van die Heilige Gees het, sien jy Dawid, onthou julle dat hy het harp gespeel, hy het liede geskryf, hy het psalms geskryf. En jy kan vir my sê, ja, hoe het hy hierdie dinge gedoen sonder die Gees van God? Hy het dit nie gedoen sonder die Gees van God nie. Hy het dit gedoen met die Gees van die. So jy kan Jesus ken, jy kan in die kerk groot geword het, maak nie saak wat se kerk. Maar om deur Jesus net te ken, is nie goed genoeg nie. Want selfs daar, wat net 'n klein gedeelte van die Gees van die Here geken het, admireer iemand soos ek en jou vandag, wat nadat die Heilige Gees uitgestort is op hierdie aarde, ons nou God in sy volheid kan ken. Die Heilige Gees kan ervaar elke dag. Hy's hier om jou te lei, hy's hier om jou te versterk, hy's hier om die invluistering in jou oor te gee. Moenie links gaan nie, gaan regs. Sluit net iets oor saam met my. Hemelse Vader, hoe sal 'n mens rigting hou as jy nie rigtingwyser het nie? Hoe kan 'n mens op die see vaar sonder dat die skeepskaptein weet in watter rigting? Net so, Here, is ons mense op hierdie oggend 2025, is ons op hierdie aarde in Banbury. En daar's nie eers 'n kat se kans dat U nie van ons weet nie. Inteendeel, elke woord wat ons spreek, word in die hemel gehoor. Want die Bybel sê, gedagtes word in die hemel luidelik gehoor. Amen. Dankie vermoere dat U bewus is van hierdie klomp mense in Banbury, Here. En vandag vra ons dat U ons rigtingwyser sal wees. Dat ons nie sal luister na die raad van Agitofel, is soos die raad van Satan,
wat in ons ore fluister om ons te mislei, om ons van stryd af te bring, om ons moedeloos te maak, om ons negatief te maak nie. Maar ek dank U dat die Gees van God sal ons nooit negatief maak. Die Gees van die Here het nie depressiwiteit by hom nie. Die Gees van die Here het net oorwinning by hom. En as 'n mens kyk na Dawid wat hierdie oorwinning behaal het, dit was onmoontlik. Maar daarom het U ingetree in die bos, die veld, die bome. Dankie dat U ook vandag, Here, vir ons as hierdie gemeente intree. Dankie dat ons nou kan vra en sê, Here, laat U Heilige Gees my lei. En ek wil hê jy moet self bid daar waar jy nou is. As jy dit wil, is natuurlik 'n vrywillige saak. Maar jy moet net sê, Here, laat U Gees my lei. Laat U Gees my bestuur. Help my, Here, laat as daar 'n tweestryd in my binneste oor 'n saak ontstaan. As ek woeg en wik en weet of ek nou vir my vrou wil kwaad word, of vrou of jy nou vir jou man wil kwaad word, of ek nou daai SMS gaan terugstuur en of ek nou bietjie myself gaan sê. Here, laat ek nie sal luister altyd na die raad wat Agitoffel vir my gee nie. Want dit was Satan se gees. Maar dat ek liewer sal luister na die raad van Jesaja die Arkiet, wat gespreek het deur die Gees van God. Help vir ons, Here, om altyd, Here, na U stem te luister. Amen. Mense, die Here seën vir U, baie, baie dankie. Kom ons staan net, en dan gaan ons een laaste koortjie sing. Daai koortjie, He abides, He abides. Sê die Gees van die Here bly altyd by jou. Jy kan bly wees elke dag in die nag, selfs. Van die Heilige Gees, the Comforter, He will always abide.